Môre Lise, baie welkom. Kom ons raak stil en ons gee net oor aan die Here dat hy vir ons vanmôre kom lei. Dankie Abba Vader dat ons vanmôre kan kom in die naam bo elke naam. Jesus ons koning, die gesalfde. Dankie dat U vanmôre kom deur die Heilige Gees en tot elkeen van ons spreek. Dankie dat ons harte vanmôre kan oopmaak vir U woord, sodat U woord sal ingang vind en ons sal van binne verander. Ons kom in die naam van Jesus en ons weerstaan elke misleiding en elke leuen van Satan wat ons gevange wil hou in tradisies, in 'n godsdienstgees, dat ons so maklik kan regverdig met allerlei doktrinetjies wat ons al geleer het, maar so bietjie van die waarheid af, so bietjie van die woord af. Here, wees ons genadig. Dankie vir U liefde, dankie vir die inwoning van die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Dankie dat U ons heilig in die waarheid, want U woord is die waarheid. En dankie dat U sê in Romeine 1 ook dat die evangelie is die redding van elkeen wat glo. Is die krag tot redding vir elkeen wat glo. Here, dit is net U wat ons kan oortuig van die waarheid. Daar's niemand anders. Hierdie wêreld van ons is al so mislei, maar dankie vir elke een wat U liefhet. Want die krag wat in ons is meer as hulle wat in die wêreld is. Here, en kom maak ons geestelike oë oop, ons verstandsoë, sodat ons die grootheid en die omvang en van die woord sal verstaan en die krag wat U in ons geplaas het deur die inwoning van die Heilige Gees, dat ons nie ontmoedig sal word deur dit wat ons sien en hoor met ons vleeslike oë en ore nie. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ekskuus, my stem is nou so vir 'n oomblik, ek weet nie waar is hy nie, maar hy gaan nou hier wees. Louis, waar is jy? Baie dankie. Ek wil vir jou dankie sê vir jou hart, vir jou liefde vir Jesus wat so brandend is. Want dit steek ander ook aan die brand. Ek haal hierdie uit en hierdie het Louis self gemaak om dit maklik te maak dat hierdie dingetjie iewers kan haak omdat ek 'n vrou is. Maar weet julle wat is kosbaar? Nooit sien ek dit raak nie. En vanmôre haal ek, wat jy dit ook al noem, haal ek uit. Ek weet nie wat is sy naam nie, Gerard, jy sal weet. Ek is nie 'n ou vir die tegnologie nie, soos julle al lankal agtergekom het. En ek sien hiersos het hy geskryf met 'n koutjie pen skrif. En dis die eerste oggend wat ek dit sien. En ek wil vir jou sê dankie, want mens moet nooit die klein dingetjies verag nie, want dit is wat God raak sien. En daar's krag in sy woord, want sy woord gaan in volle vervulling. En weet julle waaroor gaan hierdie boodskap vanmôre, wat ek die eerste keer hierdie skrif sien? Gaan oor die krag van die Heilige Gees.
wat in elkeen van ons geplaas is. En dat die Here dit so geweet het, dat ek vanmôre hierdie moes raak sien. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Dankie vir elkeen van julle wat vanmôre opgekom het na die huis van die Here. Dankie vir elkeen van julle wat vanmôre die moeite gedoen het om op te staan, aangetrek het, tyd uitgekoop het, om na die woord te kom luister. Weet julle hoekom sê ek vir julle dankie? Julle dink maar julle kom maar elke Sondag. Ek wil vir julle sê dankie. Want weet julle wat? Ons is almal medewerkers aan God se akker. Staan in die woord. Ons is almal in diens van God se koninkryk. Dit is nie net vir die pastore nie. Dit is nie net vir die ouens wat voorvat nie. Dit is vir elkeen van julle. En omdat julle hier is, maak julle ons ook sterk. Dankie vir julle getrouheid. Partykeer kan mens nie weet nie, daar's baie keer ander dinge wat mens ook moet nakom. Maar ek wil vir julle vanmôre, van elkeen van ons wat hier voor moet bedien, baie dankie sê. Julle kan dalk dink, of jy 1 of 3 opdaag, ons sal die woord bedien, al sit die 2. Want ons is gehoorsaam aan die Here, in die roeping waarvoor hy ons geroep het. Maar ek wil vanmôre vir jou iets vra, en net sê, dink bietjie daaroor. Hoe gaan dit vir jou gevoel het vanmôre, as jy hier opgedaag het, en niemand het gekom met 'n boodskap nie? Ons verwag soveel dinge vandag vanselfsprekend. Dit moet maar net so wees. En vanmôre se boodskap gaan oor jou autoriteit wat Jesus vir jou gegee het. Autoriteit gaan saam met verantwoordelikheid. Jy kan die 2 nie van mekaar losmaak nie. Jy kan nie verwag om in God se autoriteit te wandel, maar jy neem nie jou verantwoordelikheid op nie. Iewers gaan iets skibreek lê. Iewers gaan jy 'n reg vir Satan gee in jou lewe, en dan moet jy nie dit vreemd vind as ons sukkel nie, want dit is wat ons toelaat. Want hy het aan ons al die krag en die mag gegee, om slange en skorpioene te trap. Ek dink ek het hom nou verkeerd gesê, het aan ons al die mag gegee, om slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Dit is die autoriteit van die gelowige. Die wedergebore kind van God. Het jy gehoor, hy het aan jou al die mag gegee. Satan is onder ons voete. Die een wat wil sê, hy het soveel krag, dan wil ek vir jou sê, jy gee hom die krag. Jy gee hom die mag, want hy sal vir jou so groot wees as wat jy glo. Jy gaan in 'n kompromie met dit. Want dit is wat God gedoen het. Ekskuus Shanaitjie, ek het haar nou seker wakker gemaak. Met ander woorde, as die woord so sê, dan is dit so. God se woord is die hoogste gesag. Daar is nie 'n maar nie. Ja, maar. Ons kan so graag ja, maar. Ek het in die laaste tyd het ek baie by die Here gesit en ek het baie dinge met hom gepraat. Ek gesels met die Here baie graag. En as iets vir my onduidelik is en as ek iets nie verstaan nie, dan vra ek altyd vir my, moet dit aan my openbaar. En as hy dit aan my geopenbaar het, dan vra ek vir my, moet dit vir my nog duideliker deurgee, moet dit vir my deur die skrif ook kom deurgee, sodat ek dit kan weet, dis die waarheid, en dit is nie net wat ek dink ek hoor nie, want hoekom sê ek so? Want ons kan maklik mislei raak. Sê die woord nie, ons harte kan ons mislei nie. Daarom toets ek alles altyd aan die woord van God.
Ek wil tog Handelinge lees, die skrif wat Louis gegee het vir vanoggend. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleentheid te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Ek en jy is getuies van Jesus Christus. Daar waar jy werk, Olientjie, is jy 'n getuie. JD, daar waar jy werk. En partykeer sal jy wonder, maar ek getuig dalk nie, my werk is daarvan so aard, wat dit nie altyd toelaat nie, maar dit maak nie saak nie, selfs waar jy by die Pick n Pay kom en jou kruidenierskoop en betaal, daar getuig jy ook. Elke dingetjie wat ek en jy doen, het ons 'n geleentheid om te getuig. En wat vir my partykeer interessant is, hoeveel gelowiges ek sien, met lang gesigte, dan wonder ek, is vriendelikheid nie een van die vrug van die Heilige Gees nie? Hoekom sien ons dit nie? Gaan dit van jou iets vat om iemand te groet wat jy nie ken nie? Moet daar nie iets anders van uit jou uitgestraal word na buite nie? Of moet ek loop soos 'n fariseer, almal moet nou hier voor my, goeiemôre, goeiemôre, ek moet net erkenning aan jou gee. Terwyl ek die een moet wees wat nederig moet wees. Terwyl ek die een moet wees met vriendelikheid uitstraal en 'n bietjie lyk of ek belangstel. Maar in vandag se lewe is dit amper half 'n prys wat gevra word. Ek ken jou nie. En julle weet wat was my kenmerkend toe ons in Israel was, die ortodokse Jode, hulle glo mos as hulle met 'n heiden praat, dan word hulle vuil. Dit laat my partykeer dink, ons is nie ver van daar nie. Ek begin vanmôre met so ander invalshoek, kom julle dit agter? Dis net om ons bietjie aan die gedagtes te kry, dat God se lig bietjie in my eie hart skyn. Here, wat doen ek? Dra ek hierdie vrug uit, of loop ek partykeer soos 'n suurpruim daar buite? Maar ek sê, ek is 'n getuie vir U. En dit help nie, jy doen dit, en dit is nie uit jou hart uit nie. En die Here weet alles wat in ons harte is. Ons tema vanmôre is 'n living vessel flowing from the abundance of God's grace. Dis waar die Here ons wil hê. Hy het alles vir ons gedoen. Hy het vir ons in daai kruis betaal, vir elke een. Vir hulle wat glo en hulle wat nie glo nie. Het hy vir almal die prys betaal, maar net hulle wat hom aanneem, is kinders van God. En ons vertrou dat daar nog baie siele gaan inkom en ons bid daarvoor, dat baie siele nog tot bekering gaan kom en dat daar verandering gaan kom. Maar hoe gaan 'n ongelowige tot geloof kom, as die gelowige so lyk? Daar moet iets in my en jou wees, wat hulle trek na Jesus se wonderbare lig. Daar moet iets in my en jou wees, wat hulle kan raak sien, wat hulle meer soek. Ek soek dit wat in François is. Hy's altyd vol moed. Hy het altyd hoop. Hy's altyd vriendelik. Hy het altyd tyd vir iemand. Hy maak tyd. Gaan iemand my trek wat onbeskof is en kortaf is, onvriendelik is? Nee, ek wil nie eers met hom praat nie. Jesus het vir ons alles gegee. Binne in ons het ons sy krag. Het ons die vermoë en die kapasiteit. Ver meer as wat ek en jy eintlik besef en weet. Hy het ons elkeen so lief,
so lief dat hy nie wil hê dat een verlore moet gaan nie. Hy het sy seun na hierdie wêreld gestuur om die offer van sonde te betaal, want hy moes dit in sy vlees kom betaal. Daar's 'n geestelike riekalm en 'n vleeslike riekalm. Daar's geestelike wette en daar's vleeslike wette. Hy moes na hierdie aarde toe kom om daai prys vir jou en my te betaal aan die kruis van Golgotha. Dit was 'n geweldige prys. Ons skriflesing vanmôre, ons het hom al baie bedien, maar ek kan nie vir julle sê hoe hierdie stukkie vir my alles saamvat nie. Dis so belangrik. Kom ons lees dit saam. As jy jou Bybel het, merk hom, maak kringe, dat dit vir jou uitstaan. Efesiërs 1 vers 17, ek gaan dit in die Amplified lees. Dis Paulus wat hier praat. En julle gaan later in die boodskap agterkom. Wat is die kern hiervan en hoekom bedien ek hierdie boodskap vanmôre? I always pray that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation that gives you a deep and personal and intimate insight into the true knowledge of Him. For we know the Father through the Son. Vers 18. And I pray that the eyes of your heart, the very center and core of your being, may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit, so that you will know and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people, born again believers. Vers 19, and so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power is in us who believe. The power is in us who believe. Sê saam met my. The power is in us who believe. Bietjie beter. The power is in us who believe. Daar's 'n voorwaarde. Wat is die voorwaarde? Who believe. Dan sal ons hierdie power hê. Daar's 'n voorwaarde. These are in accordance with the working of His mighty strength. He put all things, vers 22-23, in every realm. Dit beteken, wat in die geestelike is en in die fisiese. In subjection under Christ's feet, and appointed Him as supreme and authoritative head over all things in the church, which is His body. Ons die gemeente is sy liggaam. The fullness of Him who fills and completes all things in all believers. So hy voltooi dit. Die krag het hy in ons gegee. Deur die inwoning van die Heilige Gees het ons dit ontvang. Maar ons moet in die volheid daarvan nog ontwikkel, in die volheid. Hy het vir ons alles gegee. 'n Atleet is nie 'n atleet as hy een keer gaan oefen het nie. Om vir die Comrades te hardloop het jy 'n jaar of wat, dalk vir my dalk 'n paar jaar, so oefening nodig. Jy oefen daarin, jy groei daarin, jy raak sterker daarin, jy leer die woord ken, jy ken sy stem, jy weet, die Here gee vir jou 'n gees van onderskeiding, jy kan dinge onderskei, jy kan dinge raak sien. Daar's baie keer goed wat ons raak sien, wat ons nie altyd verander sê nie, maar ons begin onmiddellik te bid. Ons weet presies wat ons raak sien. Die Heilige Gees openbaar dit aan ons.
In Jesus het gelowiges autoriteit ontvang. Johannes 10 vers 10 sê die woord dat Jesus gekom het, sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Jesus het nie gekom dat ek en jy net eendag hemel toe moet gaan nie. Want dis op 'n party lewe. Hulle dink net, ek moet Jesus aanneem, ek is 'n gelowige, en dit gaan net vir hom om eendag hemel toe kan gaan. Jesus het reeds vir jou die autoriteit gegee, dat jy al op hierdie aarde in oorwinning kan wandel oor die werke van Satan en sy bose aanslag en al sy planne, het hy al klaar vir jou die autoriteit gegee om Satan se werke te weerstaan. Die woord sê, neem elke gedagte gevange in gehoorsaamheid aan God. So jou gedagtes moet jy onmiddellik onderdanig bring aan God se woord. En dan staan daar, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Het die duiwel vir Jesus in die woestyn, het hy ook probeer om hom te mislei, of om te versoek? Wat het Jesus gedoen? Hy het hom met die woord bestraf. Hy het hom weerstaan en woord teruggegee. Dis presies wat ek en jy as gelowiges ook moet doen. Ons moet die vyand weerstaan. En ek het gaan opkyk wat hierdie weerstaan beteken. Hierdie weerstaan beteken, dit is 'n geveg teen Satan. Jy veg teen hom, laat hy jou los. Jy laat nie maar toe dat hy by jou kom steel nie. Jy laat nie maar toe dat leuns in jou lewe 'n plek kry nie. Jy laat nie maar toe dat jy dink jy's minderwaardig, dat dit maar 'n plek kry in jou lewe nie. Jy laat nie toe dat skinnery in jou lewe 'n plek kry nie. Jy laat nie toe dat ander mense by jou kom sleg praat van ander en tweedrag saai nie, want dan gaan dit by jou kom steel. Hoor nou mooi vir my. Ons beskuldig die duiwel vandag van alles. Hy kry baie meer glorie en mag as wat hom toekom, as gevolg van die gelowige dit vir hom gee. Hy kan niks doen aan jou as jy hom nie 'n reg gee nie. Het julle dit mooi gehoor? Met ander woorde, dink jy ons kry alles 100% reg? Nee, maar het Jesus vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help? Yes! Want hy is die Gees van waarheid. Hy leer ons. Ons is geheilig deur hom, maar in die proses is hy nog die heeltyd besig met die heiligmakingsproses in ons, sodat ons in oorwinning kan wandel oor omstandighede. Want die woord sê ook in Johannes 10 vers 10, die vyand het gekom om te steel, slag en verwoes. Hoe steel hy? Hy kom met allerlei misleiding. Weet julle wat is die kerk se grootste swakheid? Onkunde en misleiding. Dis hoekom ons nie die krag van God sien nie. Want daar is soveel misleiding binne in die kerk. Daar is soveel onkunde, ons almal gaan iets sê, maar ons leef dit nie. Ons moet dit leef, dan gaan die wêreld dit sien. Ons praat dit baie keer, maar ons leef dit nie. Want hulle kan sien. Hulle sien hoe hierdie klomp kerkmense so kan stry onder mekaar, en skinder onder mekaar, en lelik praat onder mekaar. Ek sê nou die dag vir daai een, ek verstaan een ding glad nie. Ek kry mense, dan sal hulle die Here voor en agter. Maar terwyl hulle weer in die volgende sin met my praat, dan sal hulle oor die telefoon 3 keer die lelikste knope gee, en dan nog van ander sleg praat, dan verstaan ek nie, dan dink ek, Here, hoe werk hierdie puzzle? Hulle maak hulle gee hulle uit as hierdie Christene, en praat van die ander mense asof hulle nie Christene is, maar in die volgende sin gebruik hulle die vuil taal, wat hulle sulke kras woorde, wat lyk my algemeen Afrikaans geraak het in Suid-Afrika, veral selfs tussen mense, en dan
dan dink hulle net, hulle is so bietjie beter. Dan dink ek, as jy so praat, hoe kan jy jouself 'n Christen noem? Is dit nie hoekom die wêreld wonder, wat gaan aan met die gelowiges nie? Besoedel en bevlek dit nie die kerk nie. So eintlik beteken dit is mense met 'n dubbele standaard. Hulle is so bietjie wêreld aan die een kant van hulle, so bietjie dink hulle is heilig aan die kant, maar dis amper meer 'n skynheiligheid. En as ek kyk, selfs in baie mense wat ek ken se lewens, hulle gaan kerk toe, en hoor my hart nou mooi, ek oordeel vanmôre glad nie. Ek vra vanmôre dat God se lig sal skyn, sodat ek en jy kan kyk, hoe ander mense ook na gelowiges kyk. Mense noem hulle Christene, maar soos wat hulle kan beklei onder mekaar, en kan skree onder mekaar, en kan driftig raak onder mekaar, en al hierdie goed wat in baie huise plaasvind, dan wonder ek, Here, wat gaan hier aan? Het ek my vlees, het ek by 'n plek gekom, waar ek regtig kan sê, ek het my vlees neergelê. Onthou, daar gaan kere wees. Moenie dink ek en jy het arrive nie. Dink jy ek en jy gaan nie kwaad word nie. Dink jy daar gaan goed gebeur, wat nie partykeer ons kassie bietjie kan skik nie. Verseker gaan daar goed gebeur. Want hoekom? Satan is ook maar gees, so hy het 'n liggaam nodig om te kan opereer. So wat doen hy? Hy kan iemand na jou toe stuur. En daai iemand kan vir jou so omkrap, dat jy nie eintlik weet wat 'n kant jy is nie. En hoe gaan jy dit hanteer? Sien julle hoe maklik is dit? En wanneer ek en jy in ons vlees optree, dan maak ons die deur oop vir vyand om reg te kry. En dan kom steel dit waar? In die ou se lewe wat dit reg gegee het. Sien julle nou, hoekom is daar soveel chaos partykeer in ons lewens? Net wat ek en jy self oor veroorsaak. En dan is ons baie maklik om te sê, dis Satan. En partykeer gaan ons in 'n geweldige oorlogvoering, en ons dink, Satan dit en Satan dit, en dan dink ek, Here, weet julle hoe het ek by hierdie vraag gekom? Ek stoei al jare hiermee. Al staan ek hier voor, ek stoei al jare hiermee. Dan dink ek, Here Jesus, toe het U daar in die Bybelse tyd gekom het, en U daar geloop, en U het vir U disippels nou hierdie autoriteit gegee. En al hierdie mense het U gevolg, en genesings het plaasgevind, en demone is uitgedryf. Here, was dit nodig dat al hierdie voorgeslagte goeders moes repent, en hoeveel keer leer ons dit in kerke en goed? Toe dog ek, Here, ek staan self skuldig. Partykeer is dit wel nodig. As daar 'n binding is en iemand kom nie vry nie, dan moet jy dieper gaan soek, want dan is daar 'n houvas wat mee gebreek moet word. Maar dit is nie altyd die reël nie. Hoor julle wat ek sê? So baie keer maak ons dit vir onsself complicated. Dan laat ons nie toe dat God se krag deur ons beweeg nie. In sy Heilige Gees, want dan maak ons 'n doktrine daarvan. Ons moet baie fyn onderskeiding van gees hê. Ons kan partykeer baie goeders doen wat nie in God se woord is nie. En julle hoor my hierdie laaste tyd, ek sê vir die Here, ek wil nie op 'n plek wees waar sy krag nie vloei nie. En glo vir my, as hy aan my werk en hy begin nou maar eerste by my, dan begin hy nou maar eerste by my. Maar prys die Here dat daar verandering gaan kom. Vir my gaan dit oor die waarheid. Want ek gaan eendag voor hom moet staan, wat ek ander geleer het, en wat ek gedoen het. Jesus het die gelowiges die autoriteit gegee.
Hy het sy gees vir ons gegee, die opstandingskrag van Jesus is binne elke gelowige, Efesiërs 1 vers 19. Die waarheid is binne in ons, want sy gees is die waarheid, Heilige Gees. Deur inwoning van die Heilige Gees het God sy wette in ons hart en verstand geskryf, staan die woord, want sy gees is sy woord, dis sy wette, die Heilige Gees wat in jou woon. Hebreërs 8 vers 10. Die gawe van geloof ontvang, Efesiërs 2 vers 8. Gaan jy hierdie goed weet als om te leef? Nee, jy moet sy woord gaan lees om sy karakter te ken. Jy moet die woord lees, jy moet met God intimiteit hê, jy moet hom ken, jy moet by hom sit, jy moet sy stem ken om te kan onderskei, wat 'n stem praat met jou. Jy moet in hom wees, jy moet een met hom wees. Jy kan nie een kant van hom wees nie, dan kan jy nie groei nie. 'n verhouding vra intimiteit. Baie keer, ek lees iets wat iemand geskryf het, en dit was vir my so raak gewees. Hy sê, hy praat so van die autoriteit, en hy sê die kerk het op 'n plek gekom van gemaklikheid. En die wêreld het op 'n plek gekom van gemaklikheid. Mense wil toelaat hê, en mense wil nie meer werk nie, mense wil geld verdien, maar hulle wil nie werk daarvoor nie. En hy sê, in alle plekke wil almal net ontvang, hulle soek ook net al dit wat die Here vir hulle kan gee, maar niemand is bereid om hulle lewe te gee as 'n lewende offer vir God se woord nie. Dan sê hy, hoe raak 'n vrou swanger? As sy dan nie by 'n man gaan slaap nie. Nou vra ek vir jou, dis wat hy noem, en dit is baie waar wat hy sê. Hoe gaan jy, ek wil amper sê, swanger wees met die woord van God, as jy nie intimiteit met hom het nie? Jy weet baie goed in die wêreld om dit toe te pas, maar as dit by die geestelike dinge kom, dan raak ons swak en stil. Ek moet tyd maak vir God. Ek moet sy woord eet. Ek moet sy woord leef. Ek moet sy woord absoluut naby my hart hê, in my mond. Ek moet dit leef. Ek moet baie naby aan hom wees. Ek kan al die ander goedjies doen, maar dit gaan oor, leef ek in sy woord en in sy waarheid. Jesus het aan die gelowiges autoriteit gegee, Lukas 9 vers 1, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle weer eens die mag en die gesag gegee. Hy het dit vir jou gegee as kind van God. Jy het dit klaar. Oor al die duiwels en om siekes te genees. En om siekes te genees, tot vandag toe nog. Vers 2, en hy het hulle uitgestuur om die volgende te doen, die koninkryk van God te verkondig, en om siekes gesond te maak. Dit was sy opdrag aan hulle. Ek en jy moet die woord gaan uitdra na buite, ons moet sy getuies wees, en ons moet siekes gesond maak. En dan in Markus 16 vers 16, dan word daar ook bygevoeg, en jy moet duiwels uitdrywe. Dit word nie in kerke vandag bedien nie, want hulle dink die duiwels is lyk my aan die handeling dispensasie tot nou toe het die duiwels weggeraak. Die duiwels is nog steeds daar. En hoekom sê ek dit? As ek kyk hoe hospitale floreer in die wêreld, dan sê dit vir my daar's baie duiwels. Vanoggend se boodskap kan jou skok. Maar weet jy, my hart is dat ons gesond raak in Jesus. My hart is dat ons regtig hom so lief sal hê, soos wat hy ons lief het. Laat ek my medeboetie en sussie ook so lief sal hê, dat ek my lewe sal aflê en sal moeite doen om iemand te help. Nie om hom neer te kyk nie, nie om hom neer te kyk en te sê, jy sukkel met dit, so jy sit met daai ding nie. Want dit is nie waarvoor God ons geroep het nie. Hy het nie vir ons vergrootglasse gegee, om op die ander se foute te gaan druk, en dink ons is beter nie.
ek moet compassion hê. Jesus het compassion gehad met elkeen wat siekte gehad het. As jy nie compassion het met een wat siekte het nie, gaan daar ook nie genesings plaasvind nie. Want in daai compassion is sy liefde. En saam met geloof en loop liefde. En jy kan geloof nie losmaak van liefde nie. En jy kan geloof ook nie losmaak van God se wette in sy woord nie. En wat ek bedoel met God se wette is nie dat ons onder die wet is nie. Dit is sy geestelike wette wat in sy woord staan. God gaan nooit teen sy eie woord gaan nie. Jy kan vir iets bid, maar as dit teen God se woord is, gaan hy dit nie vir jou gee nie. Dis wie hy is. Hy eer sy eie woord. Weet julle hoekom gaan dit vandag so? Mense het nie meer respek vir woord nie. Daarom het hulle ook nie respek vir God se woord nie, want mense se woord beteken niks meer vir mense nie, want hulle ja is nie meer hulle ja en hulle nee is nie meer hulle nee nie. Dis hoekom mense geen respek het vir woorde nie. In werklikheid met jou woorde meer van jou spreek as jou naam. Waarmee compromise ek en jy? Jou woord moet so wees, as ek vir Amelia sê dit, dan moet sy kan gaan op my woord. Nie omdat dit alleen is nie, omdat dit haar woord is. Weet julle hoekom gaan dit met kinders so in skole, dat daar chaos is? Want ouers bly nie by hulle woord nie. Hulle maak beloftes aan hulle kinders wat hulle nie nakom nie. En kinders maak beloftes aan hulle ouers wat hulle nie nakom nie. Daar is geen respek meer vir woorde nie. Woorde babbel maar net uit. Maar ons dink nie wat ons sê nie. Daarom het die Here vir ons een mond en twee ore gegee. Hy sê, laat ons woorde eerder min wees. Saam autoriteit kom verantwoordelikheid. Psalm 138 vers 2. Kyk wat sê die woord in die King James Version. Will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Wow. God, ag, sy woord nog belangriker as sy eie naam. So is hy oor sy woord. Daarom het hy sy seun na hierdie aarde toe gestuur, om vir my en jou aan daardie kruis die prys te betaal, want hy's God. Toe Adam en Eva gesondig het, kon hy gesê, ag, ek gaan sommer net die Satan van die afvee. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het sy woord geëer. Want daar het 'n fisiese, 'n vleeslike wet hier op die aarde, want Satan is uitgewerp. Eintlik Lucifer. Lucifer is uitgewerp. Of uitgegooi uit die hemel saam met 'n derde. Hierdie aarde het gesondig omdat Adam en Eva hulle autoriteit gegee het vir die duiwel. En om dit te kon regstel, moes Jesus in sy liggaam kon sterf het vir elkeen van my en jou daarom. Maar weet julle wat doen ons mense in die kerk? Dis ook 'n doktrine wat eintlik nie so reg is nie. Alles is onder, die Here sal alles doen, ons vertrou hom, maar jy staan eintlik nou terug, jou verantwoordelikheid is nou weg, die Here gaan dit nou doen. Die Here het ons vir my en vir jou op hierdie aarde geplaas as sy ambassadeurs. Ons is sy hande en sy voete. Maar ons wil agteroor sit. En ons wil amper die bevele vir die Here gee, wat moet hy gaan doen? Sjoe! Wie kan hierop dit beaam? Is dit nie wat ons mense doen nie? Het ons nie op 'n plek gekom van gemaksigtigheid nie? Wat doen ons met ons autoriteit? Het ons dit nou geneem vir selfverheffing?
Jesus het gesê, ek en jy is sy hande en sy voete. Ek en jy moet sy woord gaan verkondig. Ek en jy is sy getuies. Ek en jy moet siekes gaan gesond maak. Ek en jy moet die duiwels gaan uitdrywe. Doen ons dit? Ons doen dit nie meer nie, né? Partykeer doen ons dit. Dis wat ek en jy moet doen. Dis wat hy vir ons gesê het ons moet doen. Ons sit deesdae agteroor en ons verwag God moet. Here, help my met my finansies, stuur asseblief geld. Die Here gaan nie laat geld uit die hemel uitval nie. God gee vir jou die autoriteit en die mag en die vermoë en die verstand om te kan werk. En deur jou werk ontvang jy geld. Hy seën ons met vermoëns, sodat ons in staat gestel word om te kan verdien. En wanneer ons verdien, dan word ons ook nog aangestel as rentmeesters oor daardie wat ons kry. Hy kyk, as jy 'n bestuurder is van 'n plek, dan kyk hy, Gerard, Edita, hoe hanteer jy dit met wat hy in jou toe vertrou het? Kan hy jou vertrou met dit wat hy in jou toe vertrou het? En weet julle wat? Alles begin klein. Hy sê, as jy in die klein dingetjies getrou is, sal ek jou oor groter dinge aanstel. Hy toets jou altyd eers in die kleine. Gaan ek en jy getoets word? Verseker, want die Here kyk daardeur. Hy maak ons daardeur sterker. Ons gaan getoets word, want ons karakter word gevorm. As jy die toetse waardeur jy gaan, dit maak jou sterker. Maar, in dit, as daai lig val, dan kan jy ook sien, ek het nogal hierso 'n paar plekke 'n bietjie toestemming gegee vir die vyand om te kom steel. Want tot hierdie tot my deurkom, te besef ek baie dinge in my lewe. Want weet julle wat? Ons gee die vyand, ons word geleer, alles wat in jou lewe verkeerd gaan is Satan. En jy word amper op, jy groei amper op met jy moet bang wees vir die Here, want hy gaan jou straf. God gaan jou nie straf nie. God tigtig die wat hy lief het. Ek en jy moet baie mooi onderskei. Leef ons in die Ou Testament of leef ek en jy in die Nuwe Testament? Daar is 'n groot verskil. Dis twee totale verskillende verbonde. Ek en jy wat in die Nuwe Testament is, wat die Heilige Gees ontvang het, baie keer lees ons uit die Ou Testament. Die woord sê vir ons, dit is opgeskryf vir ons as voorbeelde, sodat ons daaruit kan leer. En daar het hulle baie keer moet gesit en het hulle baie keer ingetree en waar Abraham geïntercede het. In die Nuwe Testament het ons een middelaar, Jesus. En ek en jy het die Heilige Gees in ons. Die krag het ek en jy ontvang. Wat maak ons daarmee? Hy sê in Psalm 89 vers 4, my covenant I will not break, not alter the word that has gone out of my lips. Hy sal nooit sy verbond breek nie, ons sien dit. Hy het tot sy eie seun gestuur om vir ons te sterf. So getrou is hy aan sy woord, want hy is 'n God wat getrou is. Hy is 'n God van liefde en getrouheid, van geregtigheid. Daarom sê die woord sal ons eendag oordeel. Maar vir hulle wat in Christus is en wat na die Gees wandel, is daar dan geen veroordeling meer nie. Vir hulle wat na die Gees wandel. Ek en jy moet wandel volgens die wet van geloof. Geloof werk saam met die geestelike wette van God se woord. Daarom affekteer sonde gelowiges se geloof. Want dit gee aan Satan 'n wettige reg, 'n plek om in jou lewe en oorvloed, gesondheid en finansies te steel. Wil julle dit nie saam my lees nie, vir die wat wil? Geloof werk saam met die geestelike wette van God se woord. Stop daar, stem julle saam met my daaroor? Dink julle geloof kan afsonderlik van God se wette van sy woord werk? Nee, want ek kan nie God vertrou vir iets wat teen sy woord is nie. Baie belangrik, né?
Want dit gee aan Satan 'n wettige reg, 'n plek om in jou lewe en oorvloed, gesondheid en finansies te steel. Met ander woorde, as die woord sê, ek moet nie steel nie, en ek is oneerlik, en ek vertel leuns, en ek skinder, en ek praat van ander sleg, is dit sonde? Gaan dit in my lewe kom steel? As ek stry en beklei by die huis, en ek repent nie, en ek vra nie vergifnis nie, en ek draai nie weg van daai sonde nie, belangrik, draai weg daarvan. Moenie in 'n gewoonte bly, om elke dag te sê, ek is jammer, en môre doen ek hom weer. Draai weg van sonde. As ek in daai gewoonte bly, dink jy dit gaan in my lewe kom steel? For sure. Gaan dit kom steel in jou gesondheid? Yes. Gaan dit kom steel in jou finansies, in jou oorvloed? Yes. Dit gaan in jou seëninge kom steel. Gaan dit in jou verhouding steel? Yes. Ek het eendag, baie jare terug, ons het nog sulke klein boekies gekry aan die Mariel, wat was dit gewees? Dit was eers brood op die water, toe raak het iets anderster. Dit was een of ander radiostasie, Radio Kansel, toe het hulle sulke boekies uitgegee. En die Here herinner my sommer nou net daaraan, en ek lees en so sulke kort stukkies geskryf. En daar's ja, en daar lees ek toe, eendag, 'n kosbare storie, en bly my nog elke dag by, van die kameel, wat sy neus by die tent wou insteek. En toe hy eers sy neus insteek, toe het hy klaar sy voet ingesit, dis hoe sonde werk. Hy kom eers, die vyand kom net so, 'n bietjie nuuskierigheid te prikkel. Jy loer dalk nog net, jy wil dalk net die deur so 'n bietjie oopmaak, en jy maak nie daai deur toe nie, dan nooi jy vir hom in. Voor jy hom nog identifiseer, het hy jou klaar. Want Satan kom as 'n engel van die lig. Hy kom altyd met misleiding in. Hy kom nooit in die waarheid in nie. Hy's altyd gekamoufleer. Dit lyk tog so onskuldig, dit lyk tog so goed, maar daar's altyd 'n vangplek. En as hy eers ingekom het, en jy weerstaan hom nie, dan gaan hy iewerster in jou lewe kom steel. En dit is hoekom ons mense sukkel, want ons gaan in kompromie met hom. Ek het 'n maand terug, het ek eendag gery, en ek hoor die Here sê, weet jy wat, toe het ek nog nie eens van hierdie boodskap geweet, wat ek vanmôre gaan aflewer nie. Toe begin hy met my praat oor ooreenkoms. Toe sê hy, met wat gaan mense in ooreenkoms? Want elke ding waarmee jy in ooreenkoms gaan, het 'n gevolg. As ek in waarheid is ek in die regte ooreenkoms. As ek met leuns in ooreenkoms gaan dit my inhaal. As ek met enige ongoddelike sielsband, of 'n ongoddelike organisasie, enigiets wat nie die Here se goedkeuring wegdra nie, dit gaan my inhaal. Want waarmee sluit ek 'n ooreenkoms? Elke keuse wat ek en jy maak, moet ons besef, is dit waarheid of leuen? Dit gaan ons iewerster inhaal. Wat gee Satan 'n reg in gelowiges se lewe? Onkunde is die grootste ding, omdat hulle die woord van God nie ken nie. Ek het al baie keer vir mense, daar's soveel mense wat in lottery betrokke raak. In kaartjies, en lotery, en wen 'n skaap hier, en wen 'n ding daar, en hier kan jy 'n bakkie wen, en daar kan jy dit wen. Ag, dit klink alles so mooi, jy koop is nou net hier, en dan gooi jy net jou strokie daar by Pick n Pay in, en dan staan ek 'n kans om 'n Hilux te wen. Klink tog so wonderlik, nee, kyk, daar kom die engel van die lig, hy trek hom pragtig aan, jy kan hierdie pragtige Hilux wen. Jy dek die tafel vir die geluksgod. En dan sê die woord vir jou, as jy vir haar die tafel wil dek, sal hy noodlot jou ry. My woord is ry, hoor, dit staan nie in die Bybel ry nie, maar die noodlot sal jou volg. Dis presies, jy maak daai deur oop. Dan wonder jy, en weet julle wat, is die ergste, kerke doen die lotery ding ook. En nou deesdae, is dit die pragtige lottoland. Nou wonder ek, waarmee is ons alles in ooreenkoms? Hulle doen tog sulke pragtige dinge, maar dit is alles lottokaartjies se geld. En dit lyk tog so mooi. En dit lyk tog so goed.
Maar waarmee gaan jy in ooreenkoms? Dis weer net soos die stemmery van nou die dag. Waarmee gaan jy in agreement? Dit gaan jou iewers inhaal. Een kind van God compromise nooit. Nooit. En as jy 'n fout gemaak het, erken dit onmiddellik, bely dit, draai weg daarvan. Kom ons gaan kyk bietjie. Julle kan vanaand self Efesiërs 4 vers 18 tot 32 gaan lees. So hier en daar het ek een bygesit. Leuns, vuil woorde, skinder, woede, toorn, geskree, lastering, rusies, twis, haat, onvergewensgesindheid, ongeloof, hoogmoed. Neem kennis van hom. As jy mos vir iemand sê, dan sê hulle altyd weer, ek weet, dog ek nou, sorry. Luiheid, jaloesie, oneerlikheid, hoerery, hebsug. Ek wil sê, by daai hoerery, kyk maar na 'n geestelike hoerery, hoor. Hebsug, alles wat hebsug is, greed is baie erg in die laaste dae. Gee aan Satan 'n reg, dit beïnvloed jou geloof. Ek het nou by 'n plek gekom, ek het vir Fransjo gesê, hy weet, ek is nog al die jare baie erg oor die TV, maar nou het ek my nog eers voorgeneem. Weet julle hoeveel goed is op die TV, wat sommer net met advertensies inkom? Hierdie is jou poorte. Jou oë, jou ore is die vensters van jou siel. Alles wat hier ingaan, jou oë is die vensters van jou siel, jou ore, dis alles poorte. Met ander woorde, alles wat ongeloof is, alles wat wêreld is, alles wat nie reg is nie, gaan lê iewerster in jou onderbewussyn is. En dink jy, as jy elke dag na verkeerde goed kyk, dit gaan nie jou geloof hoor my mooi, ek sê nie dit gaan jou eindbestemming. Ek sê nie dit gaan jou, nog net weer met jou redding beïnvloed nie. Dit gaan in jou oorvloed steel. Dit gaan in jou oorwinning steel. Maak dit vir julle sin. Dit kan in jou gesondheid steel. Dit kan in jou verhouding steel. Want as jy elke dag na goeders kyk en hulle het so min as moontlik klere aan en hulle hier sommer twee mans wat mekaar soen sommer so op 'n advertensie of 'n ietsie of hierdie ene daar's die vreeslikste goed wat ek baie keer sien. En glo my, ek gaan sit nie om na verkeerde goed te kyk nie. Dit kan ek vir julle regtig sê, daar's my man. As hy sommer dadelik sit af, ek klink amper soos 'n spietkop. Dit besoedel jou, of jy dit wil weet of nie. En weet julle wat het ek al baie agterkom, as dit jou kan besoedel, kom ons praat met mekaar die waarheid, vanmôre is 'n geselsboodskap. Het jy al gevoel, as jy vol geloof, en jy's regtig opgebou, en dan kom jy by iemand, en dan sê jy iets, en dan kan hulle amper jou bande net afblaas. Nee, dan wonder jy maar, ek was net nou so vol van die Here, en ek was so in my geloof gebou, en die volgende oomblik, dan voel dit vir jou, jy het amper nie eers krag om te sê, môre nie. Het dit nog net my oorgekom? Dit is wat ongelowige mense doen. As jy iets Johan, as jy sê hierdie besigheid, ons gaan hierdie maand 'n goeie inkomste inkry, ons gaan ek weet nie wat in Afrikaans jou taak het bereik of wat ook al. En hier kom nou een in. Ja, besigheid is nou maar sleg vir môre. Ek weet nie of ons dit gaan maak nie. Beïnvloed dit jou geloof? For sure. Weet julle wat? Ek wil hierdie mense wat so loop en kritiseer en negatief is. Ek het net besluit, ek gaan hulle nou stil maak. As hulle nou weer kom met hulle kritiek en hulle negativiteit, dan gaan ek net sê, in die naam van Jesus weerstaan ek hierdie ongeloof. Dis wat ek van nou af gaan doen, maar weet jy wat, dit steel in jou geloof. En hoe gaan ons in geloof in die volheid van Jesus Christus as gemeente kan wandel, en daar is soveel kritiek en negativiteit. Ons bande is die heeltyd afgeblaas. En weet julle wat gebruik die vyand nou tot sy voordeel, het ek tot insig gekom. Alles wat in hierdie wêreld is, dink mooi.
Alles wat ons op die TV sien, is maar sy werk, nee. Al hierdie homoseksuele, almal wat so korrup is en geld steel, alles wat hulle nou wil hê, klein kindertjies moet ook nou besluit wat 'n geslag is hulle, dit ontstel ons, nee. En daar is iets soos 'n heilige woede. Want ek en jy moet vir die sonde kwaad raak, en ons moet vir Satan kwaad raak, is vir al wie jy mag kwaad raak. Nie vir die mens nie. Jy moet sonde haat met alles in jou, en jy moet Satan en sy demone haat met alles in hom. Nou, hierdie goed gebruik die vyand tot sy voordeel. Want wat doen ons nou? Nou was hier 'n nuusberig of wat ook al. Nou hoor ons die volgende korrupsie, en ons nou weer soveel miljard weg, en dit is nou weer vir soveel ongeregtigheid gebruik. Dan pak ek en jy af. Wie bevlek dit? Het dit 'n effek? Maar wat het ek en jy om teens te staan? Wat doen jy as jy daai nuusberig doen? Het jy dit weerstaan in die naam van Jesus hardop? Nee, jy het saam gepraat, kyk jy hier so af, nee. Sien julle die krag wat in ons is? Want woorde het krag. As die gelowiges in hulle autoriteit begin opstaan, gaan daar iets gebeur. En wanneer hier iemand iets sê, en jy begin sê, en jy begin woord proklameer, want God se woord sal nie leegdryf, dan gaan daar mos 'n verandering van rigting plaasvind. Maar ons werk nou lynreg saam met ons gaan amper saam met die stroom, hier gaan ons net in 'n ander baan, maar ons gaan ook af. Ons gaan ook nou afwaarts. Sien julle hoe maak die vyand? Hy kom met 'n klein bietjie misleiding en hy trek die hele spul saam. Ons moet opstaan in God se woord, sodat ons in sy oorvloed kan wandel. Geestelike stryd moet let op ons aksies. Saam met geloof is altyd 'n aksie. Geloof sonder aksie is passiewe geloof. Ons is medewerkers van God se koninkryk. Ons is nie passiewe passasiers op pad na 'n ewigheid nie. Ons is medewerkers van God se koninkryk. Ons moet ons autoriteit opneem. Ons woorde, negativiteit, beperkings en tekorte kan ons benadeel. Ek en jy moet lewe spreek. Ons moet mekaar bemoedig. As ek sien Christel lyk vandag nie vir my so lekker nie. Gaan nou hier onder my arm inneem. Dan moet ek kan sien en ek moet haar 'n drukkie kan gee en sê, Christelie, die Here is lief vir jou. Hy het jou nog nooit gelos nie. En jy gaan deur dit kom, en jy gaan oorwin in hierdie situasie. Staan op en kom ons bid saam, en ons spreek lewe in hierdie situasie. Dit wat vir jou lyk onmoontlik, deur die woord van God, is dit moontlik, dat jy in oorwinning sal kom. Want toe hy gegaan het met die disippels in daai bootjie, en hy het in die slaap geraak, en die storm het opgekom, het hulle na die ander kant gegaan. En hulle het by angs geraak. Ek en jy gaan ook in die ander kant kom, in die krag van die Heilige Gees. Ons moet nie na die storms ons moedeloos maak nie. Ons moet opstaan en dit weerstaan in die naam van Jesus. En weet ons krag is in Jesus, ons gaan in die ander kant kom. Ons oorwinning is reeds vir ons gegee. Ek en jy moet daarin loop. Ons moet dit opklim, ons moet dit vat in geloof, ons moet dit proklameer. Ons moet die vyand weerstaan. In woorde is daar krag, in geloof, maar dit moet alles met geloof gemeng wees. As dit nie met geloof gemeng is nie, is dit van geen waarde nie. Ons denke en emosies beïnvloed ons geloof. Ek het dit net nou vertel. As iemand nie lekker is nie met jou, as jy vir hom iets sê wat opbouend is, dan benadeel dit jou geloof. Jy moet in daai, en hoe sterker ek en jy daarin groei, gaan dit ons minder begin affekteer, wat ander mense sê, wat negatief is. 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want die teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap. Wat waar is? Ek hoor nie. So ons gaan daardeur gaan, want ons is op die wêreld, in die wêreld.
Geloof vloei uit woorde, geloof vloei uit aksie, geloof vloei vanuit woorde van lewe. Wanneer ek die woord lees, dit stig jou geloof. Geloof vloei vanuit gedagtes wat die woord oordink en jou gedagtes gerig is op die Here. Dis wat geloof doen. Die Here wil hê in Efesiërs 4 vers 3 en 4, ek en jy met ons, hy sê in die gees van julle gemoed dat julle vernuwe moet word en julle in die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ek en jy moet in die nuwe mens wandel. In Jesus. Ons is nie meer die ou mens nie. Ons moet die ou mens aflê, klaar maak daarmee. Ek sluit af. Daar staan, toe Jesus aan die kruis was, toe sê hy, dit is volbring. Jesus het vir jou redding en vir jou genesing aan die kruis betaal. Stem julle saam? Het hy net vir jou redding aan die kruis betaal? Vir jou redding en genesing. Hoekom vat ons net die redding en los die genesing uit? Wil jy die helfte hê wat Jesus vir jou gegee het? Nee, ons moet opstaan. En al hoe ons dit gaan oorwin, is deur hierdie klein jakkalsies waar die vyand so kom steel, ons moet hom weerstaan. 1 Petrus 2 vers 4 in Amplified, he personally carried our sins in his body on the cross, willingly offering himself on it, as on an altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin. Ek en jy moet immuun raak daarteen. And live for righteousness, for his wounds you who believe have been healed. Wie is genees? Who believe. En sien julle daar, have been healed is past tense. Dis reeds vir jou gedoen. Jy hoef nie dit nou eers te verkry. Jy hoef nou nie eers al die sonde te probeer self uitwis nie. Jesus het klaar vir jou sonde betaal. Jy moet die vyand weerstaan. Dis jou deel wat jy moet nakom. Jy moet in geloof wandel en die vyand weerstaan. En van nou af gaan ons as gemeente kyk, wat gee ek die vyand 'n reg in my lewe? En dit wat ek hom 'n reg gegee het, bely ek, weerstaan ek en ek laat nie weer toe dat hy sy neus daar indruk nie. Ek sorg dat hy deur toe is. Ek is kwaad vir hom. As jy kwaad is vir iemand, gooi jy vir hom uit. Jy sê nie, Satan, sê jy my nou asseblief uitlos, ek is nou moeg. Hy gaan nie eers vir jou luister nie. Jy moet kwaad wees. Jy gooi hom uit, boots en al daar uit. En dit is wat ek en jy moet ontwikkel. Ons moet besef, ons wandel in 'n geestelike riem, net soos in 'n fisiese riem. En dit gaan eers vir jou wees, soos wat jy glo en soos wat jy doen. Dankie Here Jesus. Vader, ek kom bid Here, dat U hierdie woord wat vanmôre afgelewer is, dat U Heilige Gees self die naprediker sal wees. Dat U die volheid hiervan aan elkeen sal openbaar, die waarheid van die woord, dat ons dit diep sal bepeins en moeite sal doen om by U te sit, tyd uit te koop, sodat die Heilige Gees vir ons die volle waarheid kan openbaar. Here, want so maklik raak ons ingetrek in goed, sonder dat ons dit eintlik besef. Dit lyk tog so mooi en dit lyk tog so reg. Here, maar dat ons werklik in die krag en die salwing van U Gees van waarheid sal wandel, dat U vir ons fyn onderskeiding van gees sal gee. En ons kom vanmôre in die naam van Jesus en ons bely, waar ons hierdie dinge in ons lewe toegelaat het, vra ons vergifnis voor. En ek kom vra ook, waar ek in die verlede, ek het dit al reeds u gevra, maar ek kom doen dit voor die gemeente, waar ek ook al in die verlede foute gemaak het, selfs in die bediening, vra ek, Here, vergewe ons, Here, waar dinge wat ons geleer het, nie altyd so heeltemal korrek was nie, kan ek ook weer erken, Here, ek kies net om in die waarheid te wandel. Vergewe ons daarvoor, dat ons die vyand sal weerstaan. Ja, Here, en ek het vir François sê, toe sê hy maar,
my vroukie, maar dis maar min. Toe sê ek, maak nie saak nie, min of nie. Ek wil in die waarheid wandel. Ja, Here, soveel keer het ons goed geleer uit, dat ons maar van kerke oorgeneem het, Here, maar regtig, ek vra vir U, Here, kom suiwer ons as 'n Yparoom gemeente. En dit maak ons niks beter as 'n ander gemeente nie. My hart is net, Here, dat ons as bruid gereed sal wees, wanneer U ons wil gebruik. Dat ons regtig gereed sal wees. Die woord gereed beteken, dat U ons enige oomblik, dag en nag kan uitstuur, as 'n wessel, wat U kan gebruik tot U eer. Want hoe kan U ons gebruik, as ons nog eers met goed moet gaan deel? Dat ons regtig uit U salwing, die oorvloed van die salwing, dat ons vanuit dit sal beweeg, dat ons daar sal wees, dat ons mekaar sal optel, dat ons in hierdie gemeente regtig mekaar sal opbou en by 'n plek van genesing sal kry. U lê dit so op my hart, ons moet gesond raak in onsself, in ons verhouding met U, met ons medemens, in ons fisiese liggame, dat ons werklik by 'n plek van totale genesing kan kom, want dit is wat U vir ons gee. En ek bid daarvoor, Here, dankie Here Jesus, dat U salwing in en deur ons vloei, en dat U bloed ons beskerming is teen elke aanslag van die vyand. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.